Vriende, ons is die Here dankbaar dat hy ons uitgespaar het. Ons is dankbaar dat hy vir ons 'n nuwe dag gegee het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, terwyl ons sal aangaan met hierdie reeksie oor ouers en kinders. En ek bid dat die Here vir ons ook wysheid sal gee in die opvoeding van ons kinders en ook om hom te verheerlik in hierdie bose, krom en verdraaide geslag. Nou, ons het bietjie gekyk by ons eerste boodskap die maandag oor die gedagte van jou kind in tug. Ons het gister bietjie gekyk na die gedagte van die opvoedingsproses waarmee die ouers betrokke moet wees en dan ook hulle kinders moet sekere waarhede leer oor God, oor hulle self en dan ook die tugtigingsproses. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die 3 groot vyande wat my en jou kind het. Nou vriende, daar is hoofsaaklik 3 vyande in jou en my kind se lewe. Die eerste groot vyand is die kind se sondige natuur. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, vriende, dat ek en jy, jou kind en my kind, word in sonde ontvang en gebore. Daar is natuurlike neigings na die verkeerde. Niemand word neutraal gebore nie. Ons word gebore met die neiging na sonde. Party mense se sonde neem verskillende manifestasies aan. Die een is homoseksueel, die ander een is lesbies, die ander een is skelm, die ander een lieg, die ander een is 'n oreerder, die ander een is 'n dief. En so sien ons hoe hierdie sondes manifesteer in die samelewing. En daarom is die eerste vyand van jou en my kind hulle sondige natuur. Want die Bybel sê vir ons in Markus 7:21, want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne en maak die mens onrein. Soos belangrik dat ons kinders sal leer, seun, my dogter, die sonde kom van binne die hart. Die begeerte na sonde is daar van geboorte af, want daar het 'n sondeval plaasgevind in Genesis die 3de hoofstuk, toe Adam en Eva in rebellie teenoor God se opdragte opgestaan het, en in Adam is elke geslag van hierdie aarde onder hierdie sondevalse vloek, en dan ook onder die juk van sonde waarin hulle gebore word. Daarom moet ons kind weet waar sonde vandaan kom en hoe hulle moet hierdie sonde moet deel. 'n Tweede vyand van ons kinders is die sataniese wêreldsisteme. Vriende, ek lewe nie in 'n kokon nie. Ons lewe in 'n wêreld wat God haat. Jy kan miskien vir my sê, maar Gerard, dis maar radikale uitsprake. Luister, hierdie wêreldsisteem haat God. Want die Bybel sê vir ons die hele wêreld lê in die mag van die bose. Alhoewel God in beheer is van alles, sien ons dat daar vir 'n tyd lank hierdie boosheid in hierdie wêreld sal aangaan tot die Here 'n einde sal maak aan alles. So ons moet ons kinders leer, luister, jy bly nie in Ethiopië nie. Jy bly nie in die tuin van Eden nie. Jy bly nie in hierdie wonderlike sondelose plek nie. Jy bly in 'n plek waar sonde sy voelers na jou toe uitsteek elke dag. Die Satan is 'n meester hengelaar wat by die oewer van hierdie lewe se oseaan sit en kyk hoeveel visse hy kan vang en vernietig. Daarom moet u onthou dat die sataniese wêreldstelsel se doel is om jou kind en my kind te vernietig. Ons kyk maar na geld, plesier, ideale, begeerte, sport. En al hierdie dinge, vriende, is dinge wat hulle hande uitsteek na ons kinders om hulle te vernietig. Hoeveel is daar wat deur geld ten gronde gegaan het? Hoeveel is daar wat in plesier hulle lewe verloor het, hulle maagdelikheid verloor het, hulle naam verloor het, hulle karakter skade aangedoen het? Hoeveel is daar, vriende, wat deur sport hoë hoogtes bereik het en later hulle lewens daardeur vernietig het? En so kan ons aangaan. Daarom sê die Bybel 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Wat moet my kind leer? Mag hy nooit sport doen nie, mag hy nooit 'n goeie werk soek om inkomste te verdien nie, mag hy nooit lekker gaan uit eet saam met sy vrou of saam met sy vriende of saam met mense wat hy ken nie, glad nie dit nie. Wat die Bybel vir ons leer is, moenie dat die wêreld jou vasgryp nie. Want die wêreld gaan verby in sy begeerlikhede. Geniet alles binne die beperkings wat God jou stel en binne die raamwerk van God se wonderlike woord. Daarom sy sondige natuur en die sataniese wêreldstelsel is vyande van jou en my kind. En dan die laaste ene, vriende, is humanisme. Wat is humanisme? Dis 'n eeuoue verskynsel waar die gedagte van absolute waarheid uitgedaag en verwerp word. Humanisme is in wese anti-christelik en anti-God. Humanisme sê, daar is geen absolute waarheid nie. Niemand kan weet wat is reg of verkeerd nie. Alles is relatief. My waarheid is so goed soos jou waarheid,
En dit maak nie saak wat jy glo en wat ek glo nie. Alles is reg, is goed en is aanvaarbaar. Nou, dit klink amper of die apostel Paulus geleef het in die tyd van waarin ons onsself bevind, die jaar 2024. Want Paulus sê hierdie woorde, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskryf, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Jy sien, Paulus het geweet, onder leiding van die Heilige Gees, om hierdie waarhede neer te skryf, want hy het geweet daar sal 'n tyd wees van humanisme. Maar mense sê, luister, wie sê daar is net een God? Wie sê hy is gebore uit 'n maagd? Wie sê die Bybel is die enigste bron van waarheid? Wie sê homoseksualisme is verkeerd? Wie sê seks voor die huwelik is verkeerd? Wie sê diefstal is verkeerd? Wie sê bedrog is verkeerd? Dit is baie interessant dat almal hierdie booshede bevraagteken tot iets aan hulle gedoen word. Want jy sien, die boosaard van ons tyd wil waarheid uitdaag. Hoekom? Want as daar nie absolutes is nie, kan hulle maak net wat hulle wil. En as ons kinders nie absolutes gaan leer nie, gaan ons kinders ook groot word waar alles relatief gaan wees en die een ding gaan so goed wees soos die ander ding en ons gaan 'n bose samelewing hê waar alles wegsink in sonde en elende. So leer jou kind, daar is absolute waarhede en die waarheid is nie in ons grondwet nie. Dis in God se woord. Jy sien, ons grondwet en baie van die wêreldse grondwette is geskrywe met 'n humanistiese, selfgesentreerde, sondige bestel en agtergrond en inset en inslag. Daarom, vriende, is die wêreld vasgevang in boosheid. Daarom brand hulle in Amerika karre af, omdat 'n man doodgegaan het toe die polisie hom gearresteer het. Hulle brand 'n dorp af en dan sal die regerder daar staan en sê hy voel saam met hulle, almal buig die knie voor hierdie mense wat rampokkers is en moor en doodmaak. Hoekom? Want elkeen dink hy's reg. Elkeen dink hy kan maak soos hy wil. Wetgewing word omvergewerp. Waarom? Want humanisme leer vir ons, jy kan maak wat jy wil, tree op volgens jou impulse. As jy voel om hierdie ou se huis af te brand, dis reg vir jou op daai oomblik, doen dit. En daarom sit ons presies waar ons sit. En ek en jy as ouers het nodig om ons kinders hierdie waarhede te leer. Hulle is sondaars gebore, hulle het sondige neigings. Ons beleef 'n sataniese wêreldsisteem waar die boosheid ons kinders wil vernietig en humanisme waar alles relatief is. Geen absolutes nie, terwyl God se woord die absolute standaard is. So wat is die opdragte wat die Here vir ons gee? Die Here sê vir ons, dat ons as ouers, ons kinders moet onderrig in die waarheid van sy woord. Ek lees vir u 2 verse, ons gaan môre 'n bietjie daaroor praat. Kinders, julle moet, luister wat staan hier, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Kinders, Efesiërs 6 vers 1 en 2, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Daarom het ons kinders nie regtig veel van 'n sê in hierdie saak nie. Want God het ons geskape in die orde van man, vrou, kinders. En in hierdie orde kan 'n samelewing gesond funksioneer. En luister, as jou kind nie vir jou respek het nie, gaan hy nie respek hê vir sy ma nie. Hy gaan nie respek hê vir sy onderwyser nie. Hy gaan nie respek hê vir sy broers en susters nie. Het jy al gehoor hoeveel familiemoorde die afgelope paar jaar in hierdie land Suid-Afrika plaasgevind het? Waar die seun, sy pa, sy ma en sy sissies almal uitmoor omdat daar geldjie lê in die boedel. Hy is erfgenaam. So hy maak almal dood want hy wil hê. As sy pa vir hom iets sê, sal hy sy pa te lyf gaan en met 'n vuis slaan. Watter boosheid in hierdie land Suid-Afrika. Ons sit met 'n regering, vriende, wat nie omgee watter ander gee hulle saai nie, want hoe meer wetteloos 'n land is, hoe meer kan hulle maak en doen wat hulle wil. Ek en jy het die opdrag om heilig en sonder gebrek voor God te wees. Ons kan nie deel van 'n wêreldse stelsel raak waar ons in boosheid voortgaan en dink God is tevrede daarmee nie. Ek het onlangs vir 'n man gesê en ek gaan daarmee afsluit. Die Bybel sê, moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak en niks aan die siel kan doen nie. Maar vrees God wat by magte is om die liggaam en die siel te verderwe in die hel. Vrees hom. Die hel is 'n plek waar die vuur nie geblus sal word, waar die wurm nie sterf nie, waar mense hulle tonge sal kou van pyn. Vriende, die kinders en mense wat sterwe
sonder die Here, gaan nie vir ewig partytjie hou in die hel, en hulle dronk drink en dans en hoereer en allerhande boosheid doen nie. Die Bybel sê, die hel is 'n plek van tugtiging, 'n plek van pyniging, 'n plek van ewige straf. Daarom wil ek u met liefde waarsku, dat u die kinders sal waarsku. Daar's 'n God in die hemel wat rekenskap gaan eis. En as jy sterwe, soos die boom val, so sal hy bly lê. En as die Here kom om sy kinders te kom haal, en jy is nie gereed nie, sal jy voor hom staan, jy sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Miskien kan jy so half draakmaniagtig wees en sê, ag, hierdie goed pla my nie. Dit sal jou pla die dag as jy voor God staan, glo my. Mense is baie selftevrede en so half houd gerus wanneer alles goed gaan. Maar die dag wanneer hierdie spreekwoordelike mat onder jou voete uitgetrek word en jy sien hierdie God wat jou geskaap het, wie se woord jy verontagsaam het en sy gebooie ontheilig het, daardie dag sal jy sien en jy sal uitroep, berge val op my en heuwels bedek my. Hierdie oordenking is ernstig, juis omdat ek weet, as 'n samelewing God vrees, sal dit 'n suksesvolle, vredeliewende, dienende samelewing wees, waar God in verheerlik word. Kyk om, u vriende. Die feit dat ons God se woord verlaat het veroorsaak dat ons sit waar ons sit, dat ons skry wat ons skry, dat ons beleef wat ons beleef. Ek dink is nodig dat ek en jy as ouer sal stilstaan en sê, ek het nodig om boeke te vat, want my kind word deur die wêreldse sisteme beïnvloed. Ek het nodig om boeke te vat en weer my huisgesin vir die Here te wen, dat ons saam met hom kan die pad stap, om dien, sodat ons eendag in sy heerlikheid by hom kan wees. Mag die Here ons ryklik seën. Ek gaan môre aangaan met hierdie reeks. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.